ek wil vanmôre met jou gesels ek met jou oor die bord gaan obviously nou nie werk nie, so ek sal met my woorde die prentjies inkleer. Is dit reg so? Okay, alright. Wel luister maar aandagtig, lekker mooi en so aan. Nou, ek preek in die maandag het ek al begin aan hierdie preek te werk en ek preek oor diep laagtepunte. Nou, weet jy wat? Diep laagtepunte tref ons almal een of ander tyd in jou lewe. Is julle saam met my? Okay. Ek wil sien as hier iemand hier wat nog nooit 'n laagtepunt ervaar het nie. Kom aan, ek wil jou ontmoet. Sien nie nie. Is hier iemand wat al 'n laagtepunt wel ervaar het? Kan ek jou hande sien? Okay, natuurlik. Almal ervaar tog iewerste 'n laagtepunt en ons kan nou maar vra hoekom en so aan en dat. En ons moet tog nie dink dat as ons Christene is, dat alles net goed is wat met jou gaan gebeur nie. Daar kan goeie goed met jou gebeur, maar terwyl jy met jou voete op hierdie aarde is en terwyl jy met 'n tydelike wêreld te doen het, is jy onderhewig aan dat slegte dinge ook met jou kan gebeur. Alright, want ons is nog nie, die koninkryk leef al in ons, maar ons leef nog nie in die koninkryk. Is julle saam met my? Alright, dis 'n ander stelling wat ek nie nou oor baie wil uitwy nie. Maar selfs Prediker, hier's 'n baie mooi vers in Prediker 9, vers 2 moet jy gaan lees by die huis. En hy sê, dieselfde tref almal, die regverdige en die goddelose, die goeie en die slegte. En dan gaan hy so verder en dan sê hy die slimmes en dit en die en daai, dan gaan hy so aan, dat eintlik ons almal word wel iewers te getref, die regverdige en die goddelose, die goeie en die slegte. Okay, so dit gebeur. Dis nie of dit gaan gebeur nie, dis wanneer dit gaan gebeur en om 'n laagte deur 'n laagtepunt getref te word in jou lewe is natuurlik is dit nie lekker nie. Dit kan die moeilikste tyd in jou lewe wees. Soms so vinnig in een oomblik. Ons gaan nou so 'n bietjie gesels daaroor. Nou weet jy wat? Daar's verskillende maniere. Die eerste is dalk wil ek net so vinnig noem, die verrassende, onverwagste tref wat jou tref. 'n Verskriklike slegte tyding wat jy ontvang, 'n onverwagte partykeer. Jy weet, ons gaan nou praat oor maar net so vir die vinnige onverwagste een kan 'n ding jou vreeslik vinnig tref. En jy weet nie waar dit amper vandaan kom nie, en skielik is jy in dit in en jy is getref en jy ervaar 'n baie seer laagtepunt, 'n seer in jou lewe. Dit kan ook lank en stadig wees. 'n Ding wat jou bekruip, jy sien hom nie kom nie, jy weet jy bekruip jou nie, en as jy agterkom het jy klaar te diep gesak. Dit is soos jy sak in 'n gat, jy gly so stadig af stukkie, of jy dryf in die see en 'n stroom vat jou en jy kom nie dadelik agter die stroom vat jou nie. En jy weer kyk, toe sien jy maar jene daai strand raak nou al hoe kleiner. En jy weer kyk, sien jy maar hy nog al kleiner. En jy weer sien die mense is nou al so klein. En jy besef, hoorie, die see het my gevat. Okay, ek is nou in dit in. Ek het in die laagtepunt in, hy het my stadig so weggedrywe gevat en toe ek my oë oopmaak, nou is ek daar. Okay, so hy kan vinnig kom, hy kan stadig kom, maar hoe dit ook al sy, 'n laagtepunt kan gebeur. Nou moenie worry nie, hier is nie 'n negatiewe preek nie, maar jy gaan iets leer hoor. Okay, nou dis baie belangrik hierdie, ek hou daarvan om praktiese goed mee te preek, dat jy iets kan leer en iets huis toe kan vat. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor waar dit nou nog nie lekker is nie, is natuurlik die gevoel in die laagtepunt. Wat ervaar jy in die laagtepunt? Dis nie lekker nie. Nommer 1,
Die skok. Daai skielike skok, dit ruk sommer jou liggaam so. Daai skielike skok, daardie onwerklikheid, dit voel nie vir jou of jou kop kan dit jy kan nie dit dink nie. Dit voel amper of jou brein uitgefuse het, maar dit voel net vir jou, dit kan nie werklik wees nie. Hierdie kan nie wees nie. Okay? Jy vra dit kan nie wees nie. Jy kan nie glo dit het gebeur nie. Jy wonder, maar hoe dit het gebeur. Okay? En dan is daar ook die volgende gevoel wat jou tref, is angs en onsekerheid. Skielik, jy was nog alright, en skielik is jy in onsekerheid gedompel, en jy vra, wat nou? Kom ons praat nou so 'n bietjie, wie het al gevra, wat nou? Ja. En daai is 'n seer vraag. Wat nou? Okay? Hier sit nou in dit, en wat nou? Dan is daar die selftwyfel wat jou gryp. Wat jy vra en dalk self verwyd ook. Wat jy jouself vra, maar hoe het ek dit gemis? Hoe het ek dit nie gesien nie? Hallo? Hoe het ek dit gemis? Waar was ek? Waar was my kop gewees? Hoe het ek dit gemis? Okay? Jy vra, was ek dan naïef gewees? Hoekom het ek nie gekyk nie? En dan kom die selfverwyte in die dinge, hoekom het ek nie raak gesien nie? Okay? En dan begin dit jou identiteit raak, en jy begin die vraag te vra, is daar iets fout met my? Is daar iets fout met my, dat hierdie nou gebeur? Ek gaan nie vra wie dit al gewonder nie, maar ek dink ons almal het al iewers te gewonder. Is daar dalk iets fout met my? Hoekom ek? Okay? Dan vra mense sulke dinge. En dan is daar die volgende ding wat gebeur. Ja, woede en frustrasie. Wat opstaan, want jy voel, dis onregverdig. Jy voel, jy het nie gevra daarvoor nie. Jy voel, hoekom? Jy wil amper sê, Here, hoekom? Okay? Dit voel onregverdig. Alright? En dan wek dit, jy moet jou woede en jou frustrasie dan baie mooi intoom in jou emosies, want dit is daar waar jy op jou hoogste nie lekker voel nie. Dan is daar, sonder om te verder uit te brei, wil ek tog sê, die diep hartseer van die teleurstelling. Die slegte nuus wat jy ontvang het, die verraad wat jy ervaar, die slegte nuus, die hartseer. En die ergste hartseer is waar dit toegedien word deur mense. Dit is tog maar so. Okay. En dis 'n diep hartseer. Daai seer is so seer. Jy voel dit fisies. Jy voel letterlik jou hart bewe. Jy voel 'n seer. Jy voel iets knak in my dalk. Jy ervaar dit. Okay. Maar weet jy wat? Ja, so ons kan verseker sê, laagtepunte is nie lekker nie en dit maak seer. Maar kom ons praat daaroor. In die laagtepunte kan dit voel vir een oomblik. In een oomblik voel dit vir jou hele wêreld en jou hele lewe stort in een oomblik in mekaar. Het jy al so gevoel? Ek wonder of ek daai vraag kan vra. Wie kan sê ek het dit al gevoel? Dat in een oomblik het ek nog gedink ek's okay,
en die volgende oomblik stort die hele wêreld in mekaar. Weet jy wat? Dit is net hier waar 'n verkeerde ding jou kan gryp. Maar voor ek daaroor praat, wil ek net sê, wat myself aanbetref, ek staan nie vanmôre hier op 'n hoogte en kyk af en preek vir julle van laagtepunte nie. Ek jou sê, jy kan partykeer so lekker op 'n baan ry. Ek sou nooit vergeet nie, ek en my vrou ry op die N12. Nou jy weet, as 'n ongeluk gebeur word, gewoonlik wanneer daar roodborde is en kruisings is en gebeur ongelukke gewoonlik mos nou daar. Ek en sy ry, was nie eens besig gewees nie. Ry ons op die N12, lekker. Nou, my nuwe kar hoor, A6. Aval A6. Ek kon nie weer inkoop nie. Maar anyway, hier ry ons. Rustig, ek is rustig. Ek is op my spoed. Lekker, nie gejaag nie. Ry rustig. En skielik toe ons so ry, skree my vrou, die vrou. En in my hoek van my regter sien ek 'n gesig hier reg op my kar. Van die oorkant van die pad af, deur die middelman, ry iemand reg in my vas van die ander kant. Ek het 'n breekdeeltjie van 'n sekonde, so 'n stukkie kon uitswaai en die vrou wat ek getref het, kon bitter bly wees, want as ek dit nie gedoen het nie, was hy dood. Maar daar sit ons, nuwe kar en sy chops. OK. Maar wat ek wil sê is dat partykeer dan dink jy ry nog reguit. Jy dink alles is OK. Jy dink maar jy doen alles reg. Niks vermoedende nie. Ewe gedwee, jy's net rustig op jou pad. En 'n ding tref jou. 'n Ding kan so vinnig gebeur. OK. Nou, die interessantste is dat hierdie preek het ek voorberei al, hier van maandag af al, dat ek met my gedagtes besig. Donderdagoggend bel ek vir jou en sê, help my gou, ek wil hierdie video maak, ek gaan preek oor laagtepunte. Hy is 'n kampioen, soos altyd, en hy's gereed om my te help. En ek weet julle die klip gesien het nie, wat ek gemaak het op Facebook en so aan. En kyk ons kerk se Facebook en dan was so gepos, dat almal weet waaroor ons diens gaan. En ek adverteer daar, dat ek preek oor laagtepunte. Man, en ek voel nogal, heel okay. Maar weet, toe staan ek nog so half buitekant die laagtepunt. Is lekker om te preek as jy buitekant die punt staan. Ek sê altyd, dis lekker om met 'n ander ou se kind te praat, as dit nie jou kind is nie. Pas op dat jy nie in die ding inkom nie. OK? En ek staan toe nog so half buite die ding en ek gaan preek oor, julle moet hierdie mense uit in die laagte, so met jy nou ook, ek gaan hulle preek oor. En donderdag aand, moet my nie vra nie, ek gaan niks daaroor sê nie, maar ek kan dit vir julle sê. 'n Ding tref my donderdag aand. Die Here weet. En ruk my onderste bo. Ek het donderdag aand, het ek en my vrou nie geslaap nie, ons die hele nag deur gebid. Ruk 'n ding vir ons, maar moenie my daaroor vra nie. Bid vir ons as jy iets wil doen. En ons is in een oomblik, het was alles okay, en die volgende oomblik is ons gevloer. So nou staan ek hier vanmôre, en ek staan nie buite die omstandigheid, en ek preek vir jou nie. Ek moet nou vir jou sê, ek staan binne in die omstandigheid, en ek was al baie keer binne die omstandigheid. So ek praat vanmôre uit deernis en ondervinding, sê ek vir jou, ek weet hoe dit voel daar in die laagtepunt. En dis al wat ek wil sê. Maar hier's nou die ding, dis juis hier in die laagtepunt, wat jy moet versigtig wees, want dis hier in die laagtepunt,
wat 'n ding in jou siel in wil klim. Dis hier in die laagtepunt wat bitterheid jou wil gryp. Dis hier in die laagtepunt waar die kwaad jou so gryp dat jou emosies buite beheer gaan. Dis hier in die laagtepunt waar dit so ver kan gaan dat jy jou selfbeeld so skade aandoen dat jy dit in jou identiteit intrek en dat jy dit aanneem van daar is seker nou maar iets fout met my. Okay? Dis daar in die laagtepunt waar dit jou kan trek en wat jy selfs permanente identiteitskrisis jouself in kan vind. Want nou ervaar ek hierdie dalk verwerping, dalk noem dit wat jy wil, maar jy trek dit nou in. Jy's gekrenk, jou selfbeeld ly skade want jy het nou die identiteit aangeneem. Alright. Maar hier kom dit nou wat ek vir jou wil leer vanmôre. As iemand hier 'n laagtepunt in hulle lewe ervaar, wil ek vanmôre vir jou iets sê en ek wil vanmôre vir jou iets leer wat ek myself weer moes oriënteer het ook. En dit is, weet jy wat? Jy moet die heel eerste ding wat jy moet weet, wanneer jy daaronder is. Psalm 34 vers 19 sê so mooi. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy help die wie se gees verpletter is. Ek wil vir jou sê, halleluja. Ek wil vir jou sê, die feit dat jy die laagtepunt is, sê nie, die Here werk nie meer nie. Ek jou sê, die feit dat jy in die laagtepunt is, sê, dis juist die plek waar die Here iets gaan doen. Dis juist die plek waar die Here iets great gaan doen. Dis juist die plek waar die Here wil, weet jy hoekom? Want as ek hier leer, die Here is naby die gebroke van hart. Wil ek vir jou sê, jy voel dalk nie die Here is naby in daardie gebroke hart nie, maar jy moet teen jou gevoel gaan en gaan op wat die Bybel sê en proklameer teen wat ook al jy deurgaan. Jy proklameer dit. Kyk, die Here is naby my hart. Hy weet ons het gepreek toe ek voor gepreek het. Hy het jou geken nog voor die grondlegging van hierdie aarde. Het hy jou geken. So hoe sal hy nie nou weet waar jy in jou laagte is nie? Hy weet. Okay. Ek is vanmôre so bly die Here weet. Hy weet. Hy's my geregtigheid. Hy weet. Die Here weet. As niemand weet nie, weet die Here. Hy weet. En hy sê, miskien is hier iemand wat dalk voel, my gees is verpletter. Die Here help wie se gees verpletter is. So ek wil vir jou, die goeie nuus is, ek wil vir jou sê, die Here gaan jou help hoor. Ek wil vir jou sê, hou moed. Ek wil sê, die Here gaan vir jou help hoor. Ek jou sê, jy moet hierdie weet. Die Here neem kennis, hy weet, hy gaan my help. Jy moet weet, hy neem kennis hoor. Here neem kennis, hy sluimer of slaap nie, hy neem kennis. En dan sê Psalm 47 vers 3. Hy gaan jou nie net daar los nie in jou wonde waar jy bloei nie. Hy sê hy genees die gebrokenes van hart. Hy verbind hulle wonde. Hoor jy die pad wat die Here saam met jou wil stap? Die Here wil jou wonde verbind. Jy's nie alleen daar waar jy lê en bloei nie. Let op, die Here is besig met jou. Hy maak al die wonde skoon. Hy gaan vir jou mooi help. Moenie deur verkeerd te gaan. Die Here mis in die proses nie. Okay. So, dit is wat jy moet weet. Nommer 1 wat jy moet weet. En ek gaan julle die lank besig hou nie. Maar dit is nommer 1 wat jy moet weet. Jy moet weet
die Here neem kennis, hy weet, hy gaan my help, hy gaan my genees. Al voel ek alles behalwe dit, al sê alles in my is teenstrydig, maar waar is die Here nou, waar is dit so seer, hy moet nou dadelik, man die Here is daar, byt vas, die Here is daar. Al voel dit nie so nie, hy is daar. Van die woord van die Here, jy weet ou met partykeer proklameer teen jou gevoel. Jy moet partykeer teen jou eie gevoel opstaan en proklameer teen jou eie gevoel en sê gevoel, jy sê so, maar die Bybel sê so, God sê so. Teen die gevoel. OK, dis die eerste ding wat jy moet weet. Die tweede ding wat jy baie mooi moet verstaan. Die feit dat jy daarin is, sê nie, jy gaan daar bly nie. Die feit dat dit jou nog getref het, sê nie, alles is verby nie, al voel dit so. Die feit dat jy daarin is, hoor wat sê die woord van die Here. En weet jy wat sê ek vir jou? Die uitkoms sal kom. Die uitkoms sal kom. Kom ek sê hoekom ek so sê. Die uitkoms sal kom. In Psalm 40 vers 2 en 3 is die mooi verse. Hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Glo my, ek het donderdag aan geroep na die Here, heel nag deur. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Het jy al gevoel, jy smag nou so, hier kan net die Here jou help. Jy al so gevoel, jy hand op sê, jy sê het al so gevoel, hier kan net die Here vir my help. OK. Weet jy wat? Dan sê hy het my, dan gaan hy verder, hy sê, hy het na my toe afgebuig. En my hulp het hy gehoor. Ek wil vir jou sê, daar in die diepste dieptes, moenie dink dis te diep vir die Here om jou raak te sien en jou te sien nie. Weet, dis die plek waarin die Here inbuig om by jou uit te kom. Hy buig, hy gaan daar, waar selfs niemand anders te kan gaan nie. Gaan hy daar, hy buig om by jou te kom. En hy hoor jou geroep. Al voel dit nie dadelik so nie. Maar hy hoor jou geroep. Dan die laaste vers wat ek wil sê. En dis waar die oorwinning kom. As jy aanhou vashou, aanhou glo, aanhou bely, aanhou teen die omstandigheid praat en die duiwel sommer bestraf in die omstandigheid in die naam van Jesus. Sê vir die omstandigheid, die Here neem kennis en die Here gee my ook die uitkoms. Jy moet weer daar 'n uitkoms wees. Ek sê vir jou, jy wat dalk voel, jy's in die ding. Ek sê jou, daar gaan vir jou 'n uitkoms kom. Hou net vas. Hou vas, hy gaan kom, want hy sê in die volgende vers, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die moddersluike opgetrek, my voete op 'n rots gesit, my gange, luister mooi, hy het my gange vasgemaak. My gange is vas in die Here en die Here sal bepaal en die Here sal besluit. Jou gange is vas in die Here en die Here sal bepaal en die Here sal besluit. Luister mooi. Ek dink die musikante moet vir ons regmaak. Ek wil vir jou, die goeie nuus is wat ek vir jou sê is, as jy nou vashou, as jy nou hierdie goed onthou wat ek nou vir jou gegee het, van die Here neem kennis, hy weet, hy gaan jou genees. En die tweede ding, hy gaan jou nie daar los waar jy voel, jy lê in die modder nie, nee, die uitkoms gaan kom.
dit gaan kom. Hou dit aan sê, hou dit aan glo. Uitkoms, jy kom. Die Here gaan jou gee, maar jy kom. En wie as jy uit jou uitkoms gaan gee, gaan hy jou voete op die rots plaas. En weet jy wat gaan hy vir jou doen? Jou voete gaan op die hoogste rots wees, waar jou voete nog ooit in jou lewe was. God sal dit doen. Hy sê jou voete vat en op 'n hoogte sit, wat jy nie gedink het jy kan bykom nie. Dit is wat God sê vir jou vanmôre. Staan saam. Ek gaan vir jou nou bid. Jy steek jou hand op in oorwinning. Net daar waar jy staan. Ek bid vir jou. Jy steek jou hand nie op as 'n verloorde nie. Jy steek jou hand op as 'n oorwinnaar. Vader, ek bid nou in die naam van die Here Jesus Christus. Here, U ken elke hart en siel. U ken elke diep seer vanmôre, Here. U weet van elke een, Here. U het klaar kennis geneem. Ek hoef nie in kennis te stel nie. U weet, Here. U weet, ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. U weet, Here. U weet. U weet, Here. U weet. Here, U weet, en dan gaan daar ook 'n uitkoms wees. Ek is dalk nou onder, maar die uitkoms gaan kom. Ek vat dit vanmôre, ek steek my hand op, ek vat dit vanmôre, daar gaan uitkoms kom. Ek vat dit vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus, daar gaan verseker uitkoms kom. Die Here sal wen. Die Here is jou getuie. Die Here is my getuie. Die Here sal weet. Die Here sal besluit. Hy sal wen. Die Here weet wat hy doen. En al wat ek wil doen is gee oor, Here. Sê, have your way in me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your way in me. In Jesus' naam. Amen.